Wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanmôre om te kan staan as 'n kerk in oorwinning. Here, ons wil nie soos die wêreld treur oor die dinge wat gebeur het 2000 jaar terug nie. Here, want U het gesê, dit is volbring. Die prys is betaal. Geen silwer of goud kon betaal vir my redding nie, maar een druppel kosbare bloed laat my vanmôre staan in die oorwinning. Ek is die geregtigheid van God in Jesus Christus vanmôre. Daar's meer nie, geen veroordeling meer nie, maar hulle wat deur die Gees van God gelei word, vanmôre word dan gesê, hulle is kinders van God. Hulle wat bely met die mond en glo met die hart, is geregtig vanmôre. In die opstanding is ons die oorwinnaars vanmôre. U het die prys betaal, Here, en ons is die oorwinnaars. Dankie vanmôre dat ons kan kyk na 'n graf wat leeg is vanmôre. Dit is volbring, Here. U sit aan die regterhand van God. Die eindtelling is op die bord, Here. Maak nie saak wat gebeur nie. Ons is die oorwinnaars, Here. Tot en met daardie dag wat U ons kom haal, Here, bly ons die oorwinnaars. En ek eer U vanmôre in die wonderlike naam. Here, nou die woorde van my mond, die oordeenkinge van my hart, dat dit welgevallig voor U sal wees, Here. Heilige Gees, ons gee alles oor in U hande. Ons wil niks doen nie. Ons wil gelei word onder die geklank van die Heilige Gees. Want dit is U wat die woord kragtig maak. Dit is U wat die oortuigingswerk doen. Here, dat die woorde vanmôre op voorbereide harte sal val, Here, gereed om te ontvang en te staan in die oorwinning van ons Jesus Christus. En ek eer U daarvoor in die wonderlike naam van U Seun Jesus met danksegging. Amen en amen. Baie dank aan die voorsangers. Wonderlik om so te kan sing en die naam van die Here groot te maak. En ons is vanmôre dankbaar vir die Here. Prys die Here, prys die Here. Vanmôre is dit 'n kort teksvers wat ek wil gebruik om vir u die boodskap te bring van die graf wat vandag gebeur het. En dan sal ons gaan lees in Johannes 19 vers 30. En ek wil hê u moet asseblief blaai na dit toe. Moenie sommer net aanneem as Pastor Henry of ek of wie ook al hier staan, wat hulle sê is die waarheid nie. U is veronderstel om die skrifte te ondersoek en te gaan vergelyk en sien of dat die Gees van God dit vir u openbaar. Ek wil graag dan vir u lees daar in Johannes 19:30 in my skrif en my tema sal iets sommer dadelik hoor kom uit hierdie skrifgedeelte. Johannes 19:30, en toe Jesus die asyn geneem het, en jy sal onthou, die eerste keer toe hy asyn vir hom aangebied het hy geweier om dit te doen. Want sien die profetiese woord van Jesaja 53 moet in werking kom, moet intree. As jy kan onthou dat wanneer asyn gegee is, was dit dan soos 'n pynstiller gewees, dan sou hy mos nie die pyn gevoel het. En na hierdie keer kom hy, toe dit vir hom aanbied, het hy die asyn geneem, en hy sê dan die volgende, en dit is die tema van hierdie boodskap, dit is volbring. Dit is volbring, die profetiese woorde van deur die eeue voor, tot en met sy dood, 700 tot 750 jaar tevore dit, het Jesaja dit ook gebring, en hy het sy hoof gebuig, en die Gees gegee. En ek wil net so vinnig vir u sê, wat is profeteer? Nie net deur Jesaja, maar deur 'n klomp ander profete is geprofeteer, en ek gaan net so vinnig deur dit gaan. En hy sê, hy is ter wille van ons oortredinge, my en jou oortredinge is hy deurbo. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf, hierdie straf wat ek en jy moes gedra het hy op hom gebring. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde is daar genesing.
Ek hoor vanmôre, toe ek hier sit, toe Pastor Henry so met opgewondenheid vertel van hierdie wonderlike goed wat gebeur hierso. Dit is deur Jesus Christus vanmôre dat ek en jy in oorwinning kan staan. Het sy dit oor krankhede, het dit oor wat ook al. Jesus Christus het daar die prys betaal, sy liggaam gebreek, sodat ek en jy in oorwinning kan staan. Prys die Here, as ek hoor hoe die mense, dan is dit mos volbring. Jesus se woord wat hy gespreek het op die kruis is volbring. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het gekom, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel. Hoewel hy onderworpe was, het hy nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skede. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafreg is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hy het op hom sy graf by die goddeloses gegee, en by die rykes was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het, geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag, om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien, hy sal sy dae verleng in welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Verstaan nie wat dit op die kruis gebeur. Dit is geskryf tussen 700 en 750 jaar voor die kruisiging. Dit is volbring. Vandag staan ek en u in oorwinning. Jesus sê dit, so is dit. As hy sê dit het gebeur, dan is dit so, dit is volbring. Wat is dan volbring? Sal so baie vra. Die groot oorwinning van die voltooide offer is volbring. Die klimaks van hierdie boodskap is die eenvoudige woorde van ons verlosser aan 'n kruis. Die goddelike, ondeurgrondelike, geheimsinnige feit in sy verskriklike grootheid. Dis verskriklik wat daar gebeur het, maar dis die waarheid. Die feit in hierdie ding is, die wêreld se skuld is betaal. Jou en my skuld is betaal. Jou genesing is bewerkstellig. Dit wat jy nodig het, gaan jy ontvang uit die hand, want ons lees daar, ons nakomelinge, die kroon sal welgevallig wees. Die oudste profete en die wêreld, kom ons sê die oudste profete en die onbewuste profeseë van daardie heidendom is volbring. Daar is selfs profetiese woorde in die heidendom gegee. U sal onthou, toe hy gekruisig word, toe hom van die kruis afval, of terwyl hy daar was, het hy nie sy bene gebreek nie. En terwyl hulle is besig om sy kleed te verkoop, is daar manne wat die Here nie eens ken en sekere woorde sê, ons kan dit nie doen nie. Die heidene, hy kom profeteer hierdie goeters. En ek wil nie vandag oor hierdie goed praat nie, maar self die moslem daar buite vier Paasfees. Hulle het eens Vrydag besigheid gedoen nie. Gister was hulle toe, vandag is hulle ook toe. So hierdie profeseë is volbring. Selfs onder die heidene. Hulle kan nie daar verbykom nie. Dit is volbring. Hy het hom nie self net oorgegee nie. Hy is nie soos ander mense nie, want soos sy lewe was, heeltemal anders was as die van alle ander mense, so was sy dood ook. Hy het hom nie self vir homself geleef nie. Nee, of hy het nie soos baie ander nie, het hy nie vir homself geleef nie. Hy het ook nie soos ons gesterf nie. Hy het gesterf soos hy geleef het, geheel en al vir die mensdom, vir jou en vir my. Volgens die bepaalde raad en verordening van God die Vader. Wie sal ek stuur?
Wie sal die prys betaal? Want sien, die Here het 'n belofte gemaak, nadat hy die aarde met water laat vergaan, dat hy dit nooit weer sal doen nie. Maar ons sonde het so opgehoop weer na dit. Wat moes hy doen? Hy het 'n belofte gemaak. Daar moes 'n prys betaal word. Wie sou ek stuur? En Jesus sê, hier is ek sal gaan. En hy betaal die prys vir die hele mensdom. Hy gee oorwinning in elkeen wat dit wil hê. Vandag kan dit ontvang. Hy het betaal vir dit. Dit is volbring. Die graf is leeg. By my kerk het ek die graf op die verhoog gesit. En ek sê vir die mense, loop by die graf verby, want as jy binne in die graf inkyk, sê hulle sien daar's doeke en die doeke is opgerol. Wat sê dit is volbring? Dis klaar, dis finish. Daar is niks meer veroordeling. En hy moes dit daar op die kruis, moes hy dit verklaar het, as volbring. Toe hy sy gees gee, die groot werk, waarvoor hy gekies is, wat hy uitgebring is, waaroor geprofeteer het, het hy gesê, dit is volbring. Jesaja profeteer dit. Sy oorlogvoering, die hele oorlogvoering, wat hy vir die mensdom kon voer het, is volbring. My en jou en die mense ongeregtigheid is vergewe. Die deur vergifnis, die deur van vergifnis is vir ons oopgeswaai. Ons hoef nie meer met bloed te gaan betaal nie. Ons hoef nie stiere en ramme en bokke, ons hoef dit nie voor die Here te bring deur 'n priester nie. Hy maak die deur oop sodat jy voor hom kan kom staan met vrymoedigheid en kan bely. Jy hoef nie geld of goud of silwer te betaal nie. Jy kom staan voor die Here en jy sê, Here, U seun het vir my al reeds betaal. Ek is geregverdig. Ek is met vrymoedigheid voor U. Ek kom bely my sonde. En hy sê, hy is getrou en regverdig en hy vergewe dit. Hy sê, hy vat jou sonde van jou weg, so ver as die ooste van die weste verwyder. Hy sê, hy vat dit en hy gooi dit in die diepste see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Lees daar in Romeine 10:8, hy sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here bely en met jou hart glo dat hy hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nie deur 'n duif of 'n bok nie, want sien wat het gebeur met die goed. Selfs die offers wat hulle gebring het in daardie tyd was onheilig geweest. Want die Here het gesê, jy moet alles, die eerste van jou hand, die eerste van jou werk, jou beste moet jy vir hom bring. En hulle kom in die tempel in. Die tempel is soos 'n mark en hulle verkoop duwe, hulle verkoop allerlei goedjies en die mense koop dit om te gaan offer. Hulle bring die tweede beste. Bring die goed wat nie eens daar moet wees nie. Hulle ontheilig die tempel. En Jesus kom. Hy betaal die prys, sodat dit wat ons gebring het ook geregtig voor hom kan wees. Die bietjie goed wat ons bring, hierdie min wat ons bring, hy sien dit raak. Maar bo alles jou belydenis. Soos hy gesê het, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Die groot werk wat Jesus gekom het om te doen, is eens en vir altyd op hierdie dag voltooi. Wanneer ons na die graf kyk en hy het opgestaan, dis voltooi, dis klaar, hy het betaal. Terwyl dit aan die een kant die einde was dit aan die ander kant die begin. Die einde van oorlogvoering en stryd, wat die aarde hopeloos verwoes het, daar sê dit die sonde val. En die ander kant, die begin van vrede, wat op die aarde daardie dag behaal is. Hy het die sonde en Satan vir ons oorwin. Deur sy liefde wat ons dryf en sy krag wat ons bemagtig. Deur dit wat hy op die kruis gedoen het,
is ek en jy bemag. Hy sê, julle is nou die oorwinnaars. As julle hom bely en glo, ek gaan julle al hierdie goed kan doen. Jy ken hierdie teksverse, in Markus kom dit voor, in Lukas kom dit voor, op slange sal julle trap en al hierdie goede. Deur die dood van Jesus en die opstanding uit die dood het hy hierdie goed, wat hy oorwin het vir jou en vir my gegee. Hy het nie daarin geroem, hy sê, jy is die oorwinnaar. Hy roem nie daarin nie, maar hy laat jou daarin roem. Hy sê, deur Jesus Christus is ek die oorwinnaar. Dit is volbring. Jesus se dood self word nie sy skande nie. Al hierdie goed wat hy op hom gebring het, is nie sy skande nie, maar sy waarlike heerlikheid en almag. Die belangrikste van die dag, God versoen die mens met homself deur die dood van sy seun Jesus Christus. Die aardse regters, hierdie wat hom beskuldig het, die aardse regters, word deur hulle slagoffer, Jesus Christus, veroordeel. Die groot en die laaste vyand word selfs tot die dood toe, word hy gewond. Die duiwel word gewond. Hy besef op hierdie dag dat dit is verby. Daardie ding wat ek vir julle sê, daar is 'n rugbywedstryd en op die einde van die dag is dit wat die telling op die bord vir ons sê. Maak nie saak wat gebeur, jy kan hom gaan rewind, replay, net wat jy wil. Die telling bly presies dieselfde. Die telling vandag na die dood van Jesus Sondag geskrywe. Jy en ek is die oorwinnaars deur Jesus Christus. We are the righteousness of God through Jesus Christ. Ons is geregverdig. Ons is die oorwinnaars. Die aardse regter is die slagoffers op die einde van die dag. Die paaslam word geslag en hy neem die sonde van die wêreld weg. Die vors van die wêreld is die ooste uit. Met ander woorde, hy is verslaan. 1 Korintiërs 15 sê dan, die vyand, wat die vyand was die dood. En die dood is oorwin. Waarom is ons so bang om te sterf? Weet jy geweet dat die dood, die lint is aan die einde van die wedloop, wat ek en jy moet voltooi, en as ons daardie lint breek, om in oorwinning in te gaan, dan is jy die oorwinnaar. Die dood is nie wat jou terughou nie, die dood is wat jou deurlaat, om in oorwinning by die Here te staan, wat gesterf het op die kruis vir jou en vir my, en vir ons ewige lewe bewerkstellig het, deur sy dood. Ons moes almal dood gewees het. Maar hy kom, en hy volbring die skrif. Openbaring 1 vers 17-18 sê, ek is die eerste, en die laaste, en ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid, amen. Ek het die sleutels van die doderyk vir nou gevat. Ek het dit oorwin. En hy gee daardie sleutels vir jou en vir my. So sonde noodwendig moes sterf, het hy ook gesterf. Moes hy sterf. Deurdat hy ons sondes gedra het, en vir ons gesterf het hy hom aan die dood onderwerp. Hy het ons sondes vir ons kom dra, en vir ons kom sterf, sodat ons kan lewe, gereinig van sonde in sy bloed, soos ons almal gesterf het in Adam, so is ons almal deur Jesus Christus weer lewend gemaak. Ek het die sleutels. Ek maak jou lewendig. Die graf is leeg. Om die graf leeg is, sal jou graf, al het jy ook gesterf, sê die woord, sal jy vir ewig lewe. Hy het die dood oorwin. Jy is die oorwin. Dit is volbring. Ons ontvang 'n keuse. Ek en u vang vandag 'n keuse wat ons moet doen. Gaan ons in sonde wees? Wat jou vermoor, of Christus wat jou red, het op die kruis gekom, en daar het sy reddingswerk gekom. En ek en jy moet vandag besluit, wie kies ons? Die dood of die lewe? Die sleutels
word in jou en my hande geplaas vanmôre en ek en jy moet besluit of die werk wat aan die kruis is volbring is, ek het lewe of ek verval weer in die sonde. Wat die dood vir ons is in die tweede dood, nie die liggaamlike dood nie. So wat ek vir u wil sê, omdat Jesus Christus namens ons oorwin het met so 'n leidsman en 'n toring van sterkte, moet ek en jy dapper en onverskrokke in Jesus teen hierdie sonde veg. Teen hierdie verleidings wat die wêreld, hy het al reeds dit oorwin. Hy sê ek gaan jou nie alleen laat nie, ek gaan vir jou krag gee. Jy ken daardie skrif ook, want julle sal krag ontvang uit die hoogte wanneer ek weggaan hemel toe en ek sal my gees vir julle stuur en hy gaan kom en julle oortuig van sonde en ongeregtigheid. Hy sal vir jou weer kom help om op die regte pad te kom. Hy het jou nie alleen gelaat nie. Al is hy in die hemel, hy het vir ons kom krag gee. Hy het aan die kruis gesterf om jou sondes op hom te neem. Hy sal jou en my versterk om teen hierdie sondes te veg en sy krag te oorwin. Dit is volbring. Ons, ek en jy, is geregverdig deur Christus Jesus. Daar is nie meer veroordeling, sê die woord. En ons lees dit daar in Romeine 8 vers 1. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus is. Vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Daarom dan, net soos die deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Jesus Christus kom en hy bring die volmaakte offer. Hy kom en regverdig jou deur sy bloed, soos die Vader dit beskik het. Omdat hy jou lief het, gee hy sy eniggebore seun, sodat ek en jy dit kan. Ons lees dit ook in 1 Johannes 4:9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Pastoor, is ek dan bedoel vir die hemel? Ek het so rukkie terug by my gemeente het ek gepraat dat Jesus jou lief is. Wie kom in die hemel? Kan ek vanmôre u almal so 'n bietjie bemoedig? Want jy weet die duiwel kom en hy hou jou verlede in jou voor en hy sê vir jou, onthou hierdie sonde wat jy gedoen het. Onthou hierdie ding wat jy gesê het. Onthou hierdie ding, die Here wil niks van jou af weet nie. En jy weet, en Pastoor Henry weet, ek is baie lief om in die apokriewe boeke bietjie te gaan delf. En goed wat neergeskryf het, wat gepen is, wat soms nie gehoor word nie. En ek wil vir u 'n gedeelte bring, dit was daar in die evangelie van Nikodemus. En as jy nou die boeke gaan lees van Nikodemus, gaan hy vertel op die dag toe Jesus sterf, soos die Bybel sê, het hy ter helle neergedaal. En hy die evangelie gaan bring. En hy die sleutels van die doderyk gaan oopmaak. Daar is so 'n hele gedeelte wat daaroor geskryf is, hoe die dood en die duiwel so onder mekaar, en hy sê die dood sê vir die duiwel, gaan beklei jy met hom. Ons kan nie as hierdie deur oopgemaak word, is daar moeilikheid. Maar op die einde van die dag, toe sê hulle, maak oop, die groot Here van die leerskare is en die slotte het afgeval, en hy het ingegaan, en het almal uit die dode, wat daar was, het hy hemel toe gevat. En nou gebeur hierdie ding, nou wil ek vir julle vertel, daar is ook 'n gedeelte wat sê, hy sê, hy het hulle uit die dood uitgeval, ek laat almal uit die dood opstaan, deur die boom van die kruis. Maar ek wil vir u 'n gedeeltetjie gaan lees daarso in daardie selfde gedeelte waar hy nou in die wat se naam kom. En ek wil net vir u so lees. Ek dank u o Majesteit Here omdat u uit die dieptes van die doderyk my uitkom haal het.
ons dankie, en dan kom hy daar en hy sê, en terwyl hulle daar in die paradys was, het Christus Jesus Adam se hand vasgehou en het hom ingelei in die doderyk in. En terwyl hulle daar was, het hy gehoor hoe die mense sing, halleluja, prys die Here. En hy kom by Michael en hy sê vir Michael, maak die hemel oop, laat hierdie mense wat dood is, sondaars almal kan inbeweeg. En daar was klomp wat ingegaan het. En selfs daar was manne gewees wat hulle nie geken het nie, wat nie in die doderyk was nie. En jy ken die twee manne, dit is Henog en dit was Daniel, want hulle is nie dood nie. Hulle is in die hemel opgeneem en in 'n plek gesit. En hulle vra, wie is hierdie mense? Hy sê, ek is Henog, en met wie se lewe God tevrede was. Hy het my hierna in die paradys gebring, en dit is Elisabeth. Maar hier kom die mooi gedeelte wat ek vir u wil vertel. Wat ek vanmôre met u wil deel. Terwyl Henog in die lewe met hom praat, kom daar 'n ander man aan, 'n nederige man, wat 'n kruis op sy skouers gedra het. En God se mense het vir hom gevra, wie is jy wat soos 'n rower lyk? En hoekom dra jy 'n kruis op jou skouer? En die man het geantwoord, julle is reg. Ek was 'n rower en 'n dief toe ek in die wêreld was. Daarom het die Jode my gevang en my oorgegee om aan 'n kruis te sterf, saam met ons Here Jesus Christus. Toe hy aan die kruis gehang het, het ek die wonderwerke gesien wat gebeur en hom geglo, en ek het my op hom beroep en gevra, Here, wanneer u koning is, moet my asseblief nie vergeet nie. En hy het my dadelik geantwoord, ek beloof vir jou vandag, jy sal beslis saam met my in die paradys wees. Dit is hoe ek in die paradys gekom het, met my kruis op my skouer. Ek het vir Michael, die hoofengel, gekry en vir hom gesê, ons Here Jesus Christus, wat gekruisig is, het my hierheen gestuur. Vat my na die poort van Eden. En toe die vlammende swaard, en jy kan dit gaan lees in Genesis 3:34, daar is 2 engele by die tuin van Eden gesit, met 2 brandende swaarde, daar het Adam en Eva, niemand kan daar inkom in hierdie plek nie. Die teken van die kruis het vir my oopgemaak, en ek het ingegaan. Die rower aan die kruis, op 99 erken hy die Here, verlaat die Here hom toe, en hy kom in die hemel in. Vanmôre is die hemel vir jou en vir my oopgemaak. Daar is nie meer 'n veroordeling, daar is nie meer 'n skuldbrief wat teen jou gebring kan word nie. Jesus Christus het dit betaal, soos hy uit die dood uit opgestaan, staan ek en u uit die dood, en ons stap die ewige lewe in. Ons hoef nie eens ons kruis te dra nie, want dit is afgewas deur die bloed van Jesus. Besef jy vanmôre dat ons nie hoef hartseer te wees nie. Ons hoef nie te huil oor die gebeure op die kruis nie. Dit moes gebeur sodat ek en u kan vandag in oorwinning staan. En daarom is die graf leeg. Dis nie soos die heidense gode wat nog in hulle grafte lê nie. Ons Jesus Christus se graf is leeg. Dit is volbring. Dit is so geprofeteer en dit is so geëindig vir jou en vir my vandag. Hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, kan ek en u ook vandag opstaan. Al was jy dood, kan jy lewe, deurdat jy net opstaan en bely dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy gesterf het aan 'n kruis, en dat hy na 3 dae opgestaan het, en hy het opgevaar na die hemel, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. Maar hy het ons nie wesige agtergelaat, in ons eie krag oorgelaat, om te gaan beklei teen die sonde van die duiwel, wat eintlik ook 'n leuen is. Hy kom en hy stuur sy gees, wat ons bekragtig. En ons kan ons daarop beroep. Ons beroep ons vanmôre op die bloed van Jesus Christus, wat op 'n kruis gesterf. Ons beroep ons op die krag wat uit die hemel uitgekom het, naamlik die Heilige Gees, om ons te kom oortuig, ons te kom lei, ons kom leer, sodat ons ook eendag lewend voor die Here kan staan.
ons hande kan oplig, saam met die engele, en sê, heilig is die Here van die leerskare, Hosanna aan die hoogste, die lam geslag vir my, ek is deur die lam, het ek oorwinning ontvang. Deur sy opstanding, word in die wêreld bewys, word uitgeproklameer daar na buite, dat ons God, ons Jesus Christus leef, hy is nie dood nie. En jy weet wat beteken die opgerolde doeke, wat hulle daar binnekant gekry het. Daardie doeke beteken, my Here, sy lewe is nie van hom af gevat en weggeneem nie. Hy het vrywillig gegee, en hy het dit gedoen, en hy het opgestaan, hy het tyd gehad, dit is klaar, dit is vol, daar is nie gejaag nie, want die oorwinning is klaar vir jou en vir my gewees. Die graf is leeg. Hoekom sal ek en jy vanmôre in hartseer wees? Ja, dis hartseer. Vrydagoggend ek by die gemeente sit die mense en ons bring hierdie goed en ons wys vir hulle die graf. Soveel mense het gehuil. Ja, dit was hartseer oor wat op die kruis gebeur het. Hoe hy vir ons gegeesel was, hoe hy vir ons geslaan is, hoe hy vir ons gebreek is. Dis al hierdie ding, maar eintlik moet ek en jy in oorwinning ons hande en ons baniere lig en juig en jubel, want ons Here het die oorwinningswerk gedoen. Waarom sal ons hartseer wees? Ons moet opgewonde wees. Dis 'n bly vir die kind van die Here, is dit die grootste ding wat in die beginnis van die geskiedenis van die mens ooit gebeur het, dat hy weer vrygemaak is van son. Hy is gemaak geregtigheid van die Here. Hy is gemaak om voor die Here te kom staan met all boldness, met vrymoedigheid, sonder om bang te wees. En die Here neem jou net daar en dan en hy trek jou vas aan sy boesem. So nie soos op eierdoppe te loop, wanneer in die teenwoordigheid van die Here, te bang om gehoor te word, te bang om iets te sê. Nee, jy stap daarin soos 'n kind in sy pa se huis en hy kan met lawaai, dit lyk soos 'n orkaan wat deur die huis gaan. So kan ons met lofprysinge deur die huis, deur die tempel van die Here gaan. Want hy het dit gemaak. Hy het dit gedoen vir jou en vir my op die kruis. Dit is volbring. Onthou dit, van vandag af moet nooit weer hartseer word as ons dink aan die kruis dood van Jesus nie. Want dis wat die mense aanhoudend doen. Hulle wil hierdie ding bring van huil en kla en kyk wat het hulle gedoen. Nee man, dit gaan nie meer daaroor nie. Dit is 2000 jaar terug. Van die eerste jaar na sy dood is dit kan ek dit sê in Engels, hoe sê hulle, 'n makiti wees. 'n Groot partytjie kan ons weet. Is op daardie dag wat ek en jy geregverdig is deur die Here. Is op daardie dag wat ons oorwinning kan staan. Nie as verloders nie. Die Here het dit vir ons gedoen. Dit is volbring. Mag dit so wees tot en met die dag wat die Here ons kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vanmôre dat ons kan staan in oorwinning. Want wat U beloof het U volbring deur die seun deur die seun Jesus Christus. Here, dankie. Deur wat hy op die kruis vir ons gedoen het, is ons meer as oorwinnaars. Staan ons in geregtigheid. Staan ons voor die Here, ons kleed is vlekvry, skoon gewas deur die bloed van Jesus. Geen rimpeling nie, geen veroordeling meer teen ons nie. En U het op ons skouers geplaas 'n mantel. 'n ring aan ons vinger, 'n kroon op ons kop en het verklaar, seuns en dogters van die Allerhoogste. Here, dankie dat dit volbring is. Dankie dat die verklaring vandag nie dood is, maar lewe in oorvloed. Dat die verklaring vandag is dat ons gesond is in Jesus. Dat die bloed van Jesus ons bedekking is, ons beskerming is, Here, en ons eer U daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan aansit aan die tafel. Hierdie tafel wat ons heenwyse terugvat wat gebeur het, maar vir ons heenwyse wys dat ons mens is oorwinnaars. En ek eer U daarvoor in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus met danksegging. Amen en amen. Prys die Here. Dankie pastoor.